Welkom terug by Goeiemôre, good morning. En as jy so 'n bietjie uitgemis het op die geselsies wat ons nou al gehad het, wees nie bekommerd nie, ons het dit wel 'n bietjie later op ons YouTube kanaal. Maar vir eers ek nog 'n lekker storie, kollegas. Baie lekker storie en 'n interessante storie. 'n Paartjie in Australië het onlangs mekaar trou beloof en hulle is in huwelik bevestig. En hulle het 'n spel van rock, paper, scissors gespeel tydens hulle seremonie om te besluit wie kry wie se van. Kan jy dit glo? So in plaas daarvan dat die bruid die bruidegom se van aanneem tuis, het hulle 'n beste uit 3 wedstryd voor die altaar gespeel en die verloorder moes die wenner se van aanneem. Die bruidegom wat die van peers het die eerste ronde gewen, maar die bruid met die van hunter het die tweede en derde rondes gewen. Die amptelike van die bruidspaar is dus nou hunter. Sosiale media was verdeel, sommige betreur die peers dat die peers se van verdwyn het. Een kommentaar het gelei en so verdwyn 'n familienaam. Ander het geskerts, ek seker sy vriende gaan hom nie mis nie. Ander het die besluit natuurlik verdedig. Dis wat al eeue lank gebeur wanneer vroue hulle vanne moet prysgee. Het iemand geskryf en ander bygevoeg, die koeler van wen. Hunter. Volgens 'n 2023 Pew-opname neem steeds 79% van vroue hulle man se van aan, al is dit minder ongewoon om dit om te ruil. Hierdie paartjie is nie alleen met hul kreatiewe benadering nie. Verlede jaar het 'n ander egpaar al trougaste laat besluit oor hul van, wat dit ook wat viral gaan het. En jy dit nou oor vertel? Nee. Thys wil dit nie oor vertel nie. Something just happens in Outback. Nou, so Thys, as jy nou getrou het en jou vrou dan wou nie van Sail wees nie, wat sou jy gewees het? Kyk, haar annoyance van 'n smoke, jy weet, en ek dink van selfspreekend dink ek wat sy verlig sy word van Sail. Imagine nou, ek was Thys smoke. Thys smoke van Sail. Ja. Maar is dit nie 'n ander ding ook dat baie keer, of is dit net in bekendes se geval wat hulle dan nou maar die twee vanne aanneem? Soos Ja, jy kry baie. Ek dink veral in julle wêreld, jy weet, waar julle byvoorbeeld julle naam gebou het in die industrie. En jy moet daar ook dan trou. Jy weet, soos Elsa Estreise is dan dalk Elsa Estreise hunter. Arsy? Ja, Elsa Is te Estreise. lank tuis. Ja, dit is maar. Nee, ek sal As dit maar maar net vir 'n man kry met 'n baie kort van. Ja, ek dink so. Ek sal maar net te bly wees om so 'n bietjie minder ink te gebruik wanneer ek vorms invul. Maar jy's reg, Thys, ek het dit gedoen. Ek het my van gehou, my nooiens van gehou en dan ek noem dit my government naam, gebruik ek nou as ek reis of as ek nou amptelike dokumente moet teken of wat ook al. Maar die rede hoekom ek my nooiens van gebruik het of gehou het vir werk veral is omdat ek my oupa se enigste kleinkind was. So ek wou hê dat daai naam moet voortleef en ons kinders het ook daai van as een van hulle name. So as hulle eendag huis koop of kar koop, gaan hulle vir my baie kwaad wees want hulle moet nie aanhou skryf en skryf. Ja, dit raak moeg hoor. Ja, maar dit is vir my belangrik om Ek dink ook is daai nalatenskap is baie belangrik. Baie. ja. En ek dink ja, baie mense gee 'n prys. Jy weet nou in daai geval, maar sekere mense is nog ingestel tot dit ander mense dink net sommer dis vir fees nonsens, wat ook al. Jy weet, maar ek is sommer een van die ouer gades is my belangrik. Myself. En familiename? Ja, jy sit nie glo nie. Dit is nie 'n familienaam mense, maar tog het al ons kinders het familienaam, ons het net die naam 'n bietjie gedraai. Ja. Jy weet, soos ek is Thys Marcel en my seun is Marcel Matthys. Jy weet, so 'n bietjie geruil. ja, net 'n bietjie geraal. Ja. Ek dink ook dit is vir my ek weet nie, maybe I'm alone in this or maybe like in the minority. There's a lot of women that now are not taking their husband's surnames. Like, I mean, the amount of weddings I've emceed where you don't say Mr. and Mrs. Van Zyl. It's then the wife with her name and husband with his name, which is interesting. absolutely fine. But I think for us, it was just important that the whole family had the same name. Yeah. So that when we travel, it's not like, oh, but who's this lady and how is she connected to, you know what I mean? Like, it's just we're all under the kind of same family umbrella. But I mean, that's also obviously not for everyone. Ek dink jou ingesteldheid weer eens hoekom doen jy dit? Ja. Verstaan net dat daar's 'n verskil. Maar as jy net doen random omdat jy nou maar net random is en Rock, jy dink paper, maar scissors. rock paper scissors. Jy weet dit scary. Don't do that. Dalk was dit nie random gedoen nie. Dalk het hulle voor die tyd met mekaar gesels en gesê, okay, well, Wat het jy as prins verloor? is jy bereid om dit te kan doen as jy verloor?
Okay Pieter, wat jy bereid om op die spel te sit aan rock paper scissors ek en jy gaga. Is dit wat As ek 'n bietjie hare afskeer. uitstapie na in die bos toe? Ja, jare. Nee man, maar wat ek bedoel, ek meen soos Razana man het gesels en gesê, dis hoekom ek my van gaan behou en niks disrespekvol teenoor jou en dat ons getroud is nie, but this is the background. En ek dink dis wat hulle dalk ook sou moes doen. Wat sal jy doen in die geval van 'n huwelikse aanbod en Weet jy Pieter, ek dink nie ek wil trou nie. Kan ek jou nou verder skok? in elk kom geval ons dit bly. is gefyn. Dis nou 'n manier om dit dis nou 'n manier. Waar ek dan by my knoppie wag daar. net Dis vir so 'n nou 'n manier. oomblik. Ons is die hele regisseur tyd wag besig nog om die vir jou nou hele hier 'n oggend ou date te probeer kry en dit en hier slaat so nou. Poef. Oggendpraatjies, troupraatjies is daarmee heen met Elsa. So word 'n perfekte môre. Daar breek hierdie vrou soveel harte daar buite nê. Ja. Al hierdie mans wat ai, julle Kan julle dit nou ons oorvertel? sal aan werk Pieter. Ek dink dit was die eerste keer wat ek in my lewe ek ken vir Pieter Koen al amper 20 jaar. I've never seen him speechless before. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar okay, dis vir my mooi. Van 'n stilte na 'n feeslikheid. Die Toyota in die Bos Nasionale Kunstefees skop met groot lekkerte af vanaf 3 tot 6 Julie in Nelspruit of deesdae natuurlik Mbombela. Jy kan uitsien na topklas musiekkonserte, 4 ekstra kuierverhoë, die lekkerste feeskos, hoop stalletjies en allerlei lekker dinge. Daar's ook 'n boeke, woelwater, speelarea vir die kinders en vele meer. Die lekkerte en lekkernis, soos ons dit ook graag sê, is net te veel. Kaartjies en inligting is beskikbaar by inniebos.co.za. Bly jy nou maar net ingeskakel, want net hierna gesels ons oor outisme met die spraakterapeut Christine Neser. Ek gaan intussen kyk of ek vir Elsa kan oorreed om tog maar 'n vonkel in haar oog te kry vir 'n moontlike huweliksaanbod.